Hierdie potgooi episode is 'n Day Domino produksie. Ons probeer om die wêreld te vertel van die Here. Deel gerus hierdie episode met jou vriende, dit help baie. En as jy hierdie soort gesprekke geniet, klik op subscribe hieronder. Wat maak van jou 'n ideale burger vandag? As jy alleen is. Sonder vreeslike besittings, jy huur die goed, jy's gelukkig, jy het dinge wat jou vermaak. Dis net jy en die draakgod. Ja. Daar's niks anders nie. Net jy en die draakgod en niks wat jou aandag van hom kan aflei. Dan is jy, hulle kan jou teiken, hulle kan jou uit die weg uitruim as hulle nie van jou hou nie, jy verdwyn, want jy is een atoom op jou eie. Maar die Christelike samelewing werk nie so nie. Dis 'n netwerk van verbindings en eintlik van verbonde wat bestaan, maar die belangrikste is van die van man en vrou en gesin. Baie welkom by hierdie opname, hierdie gesprek. Ek wil net sê vandag gesels ek nou met oom Hannes en voor ons inspring, as oom Hannes net kan sien, stel sommer net homself voor en vertel ons net so 'n bietjie van oom. Terwyl ons nou vandag oor die staat gaan praat en oor regerings, is dit miskien belangrik net om te sê ek is al in die 60er jare gebore in die vorige millennium, groot geword in 'n baie ander omgewing as wat julle ken en aangewoond is. 'n Tyd wat eintlik baie goed gegaan het in die land, minstens ekonomies, polities het ons redelik veilig gevoel en my verstand gekry in daardie omstandighede, baie polities aktief. Hier in my laat tienerjare is 'n mens baie graag 'n aktivis is. En toe was die oorgang na die nuwe Suid-Afrika iets wat baie aktueel was en aan die kom was. Maar ek het self gestudeer, aanvanklik teologie, later ingenieurswese, eers vir 'n baas gewerk, later op my eie, en my liefde vir, of my belangstelling liewer in die ekonomie en in politiek het eintlik verskerp later. Toe dit aanvanklik was dit baie meer polities, in later jare meer hoe dit samehang met die ekonomie. En nou ja, ons was baie aktief geweest, maar het ook baie belang gestel en sterk idees gevorm wat ook met tyd verander het. En ek dink veral die laaste paar jaar ook in die laaste paar jare dink ons almal meer en meer oor hierdie tipe goed. Okay, oom Hannes en ek ken mekaar al van so oud as wat ek eintlik af is. Oom is nou 'n vriend van my pa gewees van voor my geboorte af. En so ek het eintlik voor hom groot geword, so dit is eintlik 'n voorreg vir my om vandag met oom hieroor te gesels. Die onderwerp waaroor ons gaan gesels, gaan oor verset teen die owerheid wat ons het, as ek dit so kan sê, verset teen die draakagtige owerheid wat ons het. En so ek wil net 'n paar inleidende gedagtes hier sê, sommer so om die gesprek mee af te skop. En dan sal ek so 'n bietjie aan hom oorgee. Maar die basiese idee, ons is hier besig met 'n groter tema deur die hele jaar, waar ons gesels oor veg en bou. En ons wil sê, wat ons nodig het hier in Suid-Afrika, ons moet doen wat Nehemia gedoen het. Hy en die volk wat teruggekeer het uit ballingskap, hulle was besig om te veg en te bou daarso in Jerusalem. Hulle het teruggekom uit die muur, hulle het met die een hand geveg en met die ander hand gebou. So is hierdie twee goed wat so saam gaan, veg en bou. En vandag gesels ons spesifiek meer oor die owerheid. Ons het nou al 'n gesprek gehad oor die gesin, daar kom nog ergens 'n gesprek oor die kerk. Ons gesels vandag, ek en oom, oor die owerheid en spesifiek hoe om te veg teen die owerheid. Ek gaan later met Prof Raad, as die Here wil, gesels oor hoe om te bou aan 'n nuwe owerheid, maar ek en oom gesels meer net oor hoe om hierdie owerheid teen te staan, om te veg teen die slegte owerheid wat ons het. So, om dit net al af te skop, ek wil net nog een gedagte hier eintlik uitlig. Ek en oom het nou net gesels ook oor hierdie boek wat so rukkie terug nou verskyn het. Die boek se naam is Slaying Leviathan. Ek reken oom sal seker die boek sterk aanbeveel vir enigiemand wat verder oor hierdie onderwerp sou wou lees. Maar dit is so half en al waar die naam vandaan kom. Hoekom ek praat van om te veg teen die draak van die owerheid wat ons het. So in die Bybel is dit 'n baie
baie algemene beskrywing dat slegte konings vergelyk word met 'n draak. En ek wil net een voorbeeld noem. In Jesegiel 29 vers 3 dan vergelyk God die Farao met 'n draak. Hy sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak wat in jou strome lê, wat sê, my strome is myne en ek het dit vir my gemaak. So, baie keer in die Bybel sal die Here 'n hoogmoedige koning vergelyk met 'n draak, en dis die beeld wat ek dink ons moet gebruik. Ons is veronderstel om hierdie draak beet te kry, om teen hom te veg, om as die Here wil sy kop af te kap en 'n nuwe die koninkryk van Jesus Christus hier in Suid-Afrika te vestig. So oom kan van daar af net afskop en sê wat kom ons begin by waar die owerheid wat ons nou mee sit. As oom vir ons kan sê waar kom hy vandaan, ons moderne idee van staat, en ons begin sommer daar. Ek het groot geword in die tyd toe die Nasionale Party nog geregeer het, en toe was een van die groot tema in Suid-Afrika is die aantal volkere wat ons in dieselfde land het, en dat daar 'n oplossing gesoek is, dat daar nie stryd is en hulle polities mekaar bedreig nie. Nou die jong mense van vandag is miskien nie so bewus presies van apartheid en hulle hoor gereeld daarvan hoe sleg dit was ensovoorts. Maar agter die filosofiese raamwerk en wat daar agter gelê het, is hulle nie noodwendig so ingelig nie. Maar ons het in 'n tyd geleef waar die mense baie bewus was, veral die blankes in Suid-Afrika, dat 'n swart meerderheidsregering gaan 'n redelike gemors wees. Ons het die voorbeelde gesien in die res van Afrika, en in die lig daarvan, dat daar 'n sterk beweging hier sedert die natuurlik 48 was om vir die volkere in Suid-Afrika verskillende lande te vorm, sodat hulle mekaar nie polities bedreig nie. En dis maar waar die woord apartheid vandaan kom. En omdat dit die tema is waarmee ek groot geword het, wat die groot bedreiging was dit ongelukkig so dat die politiek in Suid-Afrika is ook redelik net onder daardie opskrif geveg. Daar was nie soveel denke gewees, dink ek, oor wat beteken 'n Christelike regering wees, en toe ek jonk was nie. Dit was nie ons temas gewees van wat behoort 'n regering nou werklik te doen nie. Dit was immer altyd wit en swart gewees. Dis reg, en dit en die swart kulture was in daardie tyd nog baie minder Christelik. Wel, vandag is die regering ook definitief nie Christelik nie. En die Nasionale Party was 'n naam, daarom het hulle God die enig herken, en hulle het probeer om 'n Christelike nasionalistiese filosofie of onderbou in die onderwys en dies meer deur te werk. En dit was in 'n redelike mate was dit so. Maar dit was nie regtig diepgaande geweest dat 'n mens grondig daai tyd gedink het oor evolusie en hierdie goed nie. Ons het nie regtig in die skole geleer nie. En so oppervlakkig sou mens daaroor gepraat het, maar nie regtig gesê maar hoekom het ons 'n probleem daarmee nie. Daar Christelike wetenskap was nie regtig die onderbou van die skole gewees nie, hoewel ons gepraat het van Christelik Nasionaal, en dit het later gevolge gehad, en uiteindelik was een van die dinge dat toe die druk in die wêreld so groot word dat apartheid nie langer konstant hou nie, was daar twee bewegings in die land gewees, die wat gesê het, maar goed, die Afrikaner of die verskillende volkere moet konsentreer, die ander, dis ook aan hulle oorgelewer, maar as die Afrikaner 'n geruimte wil hê waar hy nie bedreig word deur 'n meerderheid nie, dan moet hy homself ergens gaan vestig. En dit het my politieke denke baie beïnvloed, want my pa was baie betrokke, dis waar ek en jou pa mekaar... Ja, is die Oranje Werker beweging, hè? Het mekaar ontmoet in die tyd van die Oranje Werkers, toe daar vir die Afrikaner 'n plek gesoek is, gesê het, maar kom, ons skep 'n omgewing waar mense heen trek, waar hulle die meerderheid vorm, en dan het jy nie hierdie politieke risiko, dat as daar 'n mens een stem kom, dat jy geen meerderheid in 'n gebied het nie. En dit het nie gewerk nie. En dit is my nogal 'n belangrike ding daardie tyd geleer. En dit is dat oplossings moeilik van bo af werk. Nou ja, as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis, was die vorige eeu, veral die aanvanklike klompie jare in die vorige eeu, was die tyd van groot oplossing. Ons praat van die
oplossings. Ons praat van die modernisme, jy het groot fabrieke gekry wat al hoe die klein plekkies kon net nie meer kompeteer teen die klein ouetjies wat goeders gemaak het al hoe meer gesukkel, die klein winkels het meer gesukkel, die groot goed het al die antwoorde gehad. En ook van die regeringskant af is die oplossings moes van bo af kom. En in daai opsig het ek ook maar gedink, wat is die oplossing vir Suid-Afrika, en gedink dit is iets wat die regering van bo af kan afforceer. Maar en hier wil ek 'n ding noem wat oom Pieter Brouwer, wat ek daai tyd baie mee te doen gehad het, hy het baie geskryf, hy was ook betrokke by die Oranje Werkers voltyds, en hy het op 'n stadium vir my gesê, man, een van die groot stukke ironie van apartheid was die onbedoelde gevolg dat die politieke sekerheid en sekuriteit wat die Afrikaner vir homself geskep het veroorsaak dat hoewel ons afsonderlik wou wees, ons die mees geïntegreerde volk in die wêreld geword het. Reg oor die wêreld sal mens omtrent geen ander volk kry wat jy nie kan sê maar hier is sy gebied nie. Ja. Terwyl vir die Afrikaner vandag is dit so, veral 30 jaar terug was dit so, dat daar's geen geografiese gebied waar ons kan sê maar hier vorm ons die meerderheid nie. En die interessante is wat toe gebeur met die nuwe regering is daardie veilige politieke stelsel van die Afrikaner onder hom uitgetrek en hy het sy mag verloor. En skielik is daar 'n groter konsentrasie gewees sedert 1994 van Afrikaner gemeenskappe, as wat daar met al die motivering en seminare wat gehou is en praatjies wat gehou is en die politieke dreigemente. Voor die tyd kon mense nie gemotiveer word om dit te doen nie, maar toe die veiligheids- en ekonomiese druk en die druk van 'n regering wat swart bemagtiging toepas en wat diskriminasie toepas, het die krag van 'n eie gemeenskap mense outomaties by die punt gebring dat hulle weer saam begin groepeer. So dit net bietjie die agtergrond van waar ek vandaan kom. Maar een van die groot werklikhede waarmee ons moes saamleef na 94 is dit waar daar voor 94 was die vraag of 'n regering God moet erken en of hy sy die regering God se wette moet toepas, was redelik aanvaar onder in die politieke terrein. Sou dit 'n groot en 'n sterk argument gewees het, die Christelike inslag van 'n regering. En vandag dink ek nie speel dit meer enigsins 'n rol nie. Ons kan maar sien die politieke partye wat op 'n duidelik Christelike basis staan, kry bitter min stemme vandag. Ja. So ons sit definitief met 'n regering wat nie Christelik is in sy vertrekpunt of in sy idee oor wat 'n regering behoort te wees en wat wette behoort te wees nie. Maar gelukkig het ons nog 'n momentum van 'n vorige stelsel waarin daar tog 'n mate van Christelike regspleging en Christelike wette oorgebly het. En dis die omgewing waarbinne ons onsself die vraag moet afvra, met dit as werklikheid, dit as gegewe, wat is ons Christene se taak vandag? Okay, so dis 'n goeie plek om te begin. En ek wil dan eintlik vir hom vra, so nou mooi geskets, wat se regering sit ons mee, en dat ons regering nou glad nie in die minste Christelik is nie. Ek dink nie enigiemand is veronderstel met daai deel te betwyfel nie. Maar ek wil nou vir hom vra, sou hom sê mens moet 'n Christen behoort weerstand te bied teen die stelsel wat ons vandag het. En skets dan net dalk 'n bietjie vir ons van hoe lyk dit en tot watter mate moet ons verset teen die stelsel wat ons vandag het. Ek dink verset is onvermydelik. Tensy 'n ou se idee oor Christen wees baie pietisties is, dat dit is jou verhouding met die Here en dit het nie vreeslike invloed op jou dag tot dag lewe nie, dan gaan daar noodwendig punte van konflik wees. Die tema is so oud soos die kerk self. Ek dink een van die bekendste werke
in die Christelike wêreld van Augustinus is the city of man. The city of God. The city of God. The city of God. En wat hy doen is, hy vat die kerk en hy stel hom teenoor die city of man, wat dan die siviele owerheid is. En hy, maar waar hy waarskynlik nog van die vertrekpunt gaan, dat dit eintlik die onsigbare kerk is, die city of God. En dan kontrasteer hy die basis, die dinge wat daardie struktuur laat werk. En dan sê hy, die city of God word gedryf deur geloof en deug en selfopoffering en Christus is die koning, terwyl die city of man word gedryf deur gesentreerdheid, maksimum voordeel, as dit dan nie vir die individu is nie, vir die mens, en is eintlik in oppositie teenoor die city of God. So daai stryd tussen kerk en staat was 'n tema wat reg deur die geskiedenis baie aktueel was en wat deur verskillende denkers op verskillende maniere hanteer is. En een van die interessante dinge van die Christendom is, Christene, baie mense se idee van wat dit beteken om Christen te wees, is juist, dit is 'n model burger van 'n land, want hy is veronderstel om 'n persoon te wees wat nie op homself gerig is nie, wat eerlik is, wat eerlik besigheid doen, wat sy naaste in ag neem en nie benadeel nie. Dit behoort, so Christen behoort eintlik 'n model burger te wees vir enige land. Ja. En tog kry ons dat van die begin af was Christene gesien as 'n bedreiging. En die vraag is hoekom. En ek dink dit is die rede waarom ons ook vandag nie konflik kan vermy nie, want die vraag oor hoekom kom eenvoudig daarop neer dat die Christen sê vir die owerheid, maar Christus is koning. Nou dis interessant, sodra jy vir 'n keiser sê Christus is koning, jy kan ook nog vir hom sê Christus is God, en hy kan daarmee 'n verlief neem, want almal het hulle gode, maar hy is die een wat bepaal wat moet gebeur, maar sodra hy vir hom sê, maar Christus is my koning, en die koning, dan beteken dit, daar is wette, wat belangriker is, as die koning, of die keiser, of watter owerheid, ook al in die orde van die dag is. En dit gaan noodwendig lei tot konflik, en dit het gelei tot konflik, van die begin af. So die kerk is, in die eerste 3 eeue van sy bestaan, was 'n vervolgde instansie gewees. Christene is, met tye was dit beter gegaan, maar met tye is hulle wreed vervolg. Om hierdie rede, die keiser het 'n absolute mag vir homself toegeëien, en hy het homself as die eerste en die laaste wetgewer gesien. En ten minstens, nie net die keiser nie, maar ook die aristokrasie rondom hom. En die Christene het dikwels by die punt gekom waar hulle gesê het, maar hier moet ons God meer gehoorsaam wees as aan die keiser. En daardie loyaliteit teenoor iets anders was vir die keiser toe 'n probleem. Hoekom dit egter vandag nog meer van 'n werklikheid is ons het van die begin af, was daar natuurlik ook 'n stryd van, wat is die grense van die owerheid? En waar ons aanvanklik begin het in die Romeinse ryk, met 'n tipe van 'n republiek, en daar was demokrasie, verskillende vorme van demokrasie onder die Grieke gewees, het dit al hoe meer totalitêr geword. En ek dink daardie neiging was nog deur die geskiedenis heen daar gewees, vir konings en keisers om te probeer om al hoe meer mag vir hulle self op te eis. En die aristokrasie en die mense het altyd probeer om hierdie mag te neutraliseer op verskillende maniere, en dit was een van die debatte oor hoe lyk 'n goeie regering. En een van die dinge wat baie duidelik is in die geskiedenis, is die vorm van die regering is minder belangrik as wat die regering doen. Om die waarheid te sê, mense sou 'n saak kon uitmaak dat 'n goeie koning, 'n godvreesende koning met absolute mag,
So dan lyk dit wil my daai verduidelik, die vorm van die regering is minder belangrik as wat hy doen. Ja, so wat ek daarmee bedoel is die vorm van die regering kan of 'n enkel regeerder wees, wat dit of 'n koning of 'n parlement of 'n president met 'n of dit kan deur 'n elite regeer word soos 'n aristokrasie. Goed. Of dit kan 'n demokrasie wees waar die mense op een of ander vorm in een of ander vorm verteenwoordig is en dit regeer. Of ergens 'n republiek met 'n grondwet wat eintlik die hoogste gesag veronderstel is om te wees. Korrek. So as jy die drie tipes wat nou nogal deur een van die skrywers, ek dink is John Locke, wat dit al drie tipes het jy goeie en 'n slegte kant. So jy het die koning of die tiran. Goed, ja. Of jy die aristokrasie teenoor die oligargie, weet dit is die name en dan jy volgens hom interessant genoeg die republiek teenoor die demokrasie. Die demokrasie is die slegte vorm van die republiek. Maar die belangrike vraag is nie dis nie it's not whether but which. Dis nie of kom ek sê so die belangrike vraag is nie gaan jy nou met 'n koning sit, gaan jy met 'n republiek sit of gaan jy met 'n wat was die derde een met 'n aristokrasie sit nie. Die vraag is wel watter soort koning, watter soort aristokrasie of watter soort republiek. En dit is 'n geweldige belangrike ding. Hoekom? Want uiteindelik hierdie alle mense het 'n God. Okay. So die skeidingslyn is lig en duisternis. Dit is wedergebore of nie wedergebore nie. Korrek. 'n Saad van die vrou of saad van die slaaf. Ja, en ek dink daai religieuse kant kan 'n mens nie ontkom nie. Okay. Hoewel die ateïste en jou sekulêre regerings daarop aanspraak maak om neutraal te wees en eintlik vanuit die natuur hulle wette af te lei, is dit baie duidelik dat of die mens of die natuur of die rede word sy openbaringsbron. Ja. Dit word uiteindelik sy God. Ja. En daarom kan jy eintlik is die vraag nie in die eerste plek moet ons 'n teokrasie hê of moet ons 'n demokrasie hê nie. Dit is alle regerings is teokrasie. Ja. Die vraag is wie is hierdie God? Ja. En die vorm daar kan wysheid wees om die vorm te kombineer op 'n sekere manier. Daar kan wysheid in wees en ek dink nie mense dis onbelangrik nie. Maar die belangrikste vraag is wie is die God van hierdie stelsel? En wat wel verander het van die autokrate van die verlede teenoor die autokrate en die van vandag is in die eerste plek mense besef nie ons het 'n autokraat in beheer nie. Hulle besef nie dat dit eintlik 'n tirannie is nie, want daar's nie een persoon in beheer nie. Dit is hierdie hulle praat in Amerika van die deep state en die meeste ander lande jy het hierdie ingeweefde die stelsel is eintlik jy het later hierdie stelsel wat eintlik alles oorheers en jy weet nie eintlik wie dit is nie, maar dis die wat amper sterker word as die party wat aan bewind kom van beheer oor elke faset van die samelewing. En hoe ek dink van die autokrate in die verlede sou wat wou gee om die tegnologie te hê wat vandag bestaan wat dit vir regerings moontlik maak om beheer uit te oefen wat vroeër nie moontlik was nie. Want maak nie saak watter tiran jy gekry het in die verlede nie, op 'n manier moes hy sy belasting geïn het. So hy het mense gehad wat fisies moes rondry en gaan geld haal by die huise. Mense kon dit wegsteek. Mense kon wegkruip vir hierdie tipe van tirannie, want hulle tentakels was nie oral in alles ingewees nie. Wat toe gebeur het met tyd, soos ons die geldstelsel waarmee ons vandag werk, die tipe betalingsmeganismes wat ons het, maak en die wyse waarop regerings in daardie gebiede begin indring het, beteken dat daar 'n mate van beheer is wat daar vroeër nie was nie. Die tiran van vandag wat ons mee het, al is daar nie net een persoon nie. Dis 'n stelsel met baie partye en baie mense in die stelsel. Maar die totaal van daai tiran is baie groter as enigiets ons in die geskiedenis gehad het. Korrek. En almal van ons ervaar dit aan ons liggame. Jy kan nie 'n besigheid begin in 'n sekere gebied sonder om nie 'n lisensie te hê om daai spesifieke produk dikwels te mag verkoop. Jy kan nie 'n stalletjie
op jou erf oopmaak en kos verkoop, as jy nie een of ander gesondheidslisensie waarskynlik het nie. Om die waarheid te sê, dit is so erg dat in Amerika op 'n stadium was die regulasies 100,000 bladsye. 100,000, dis intussen verminder, interessant genoeg, en ek dink hulle trek nou weer op 75,000, wat 'n 25% vermindering is, maar is nog steeds 'n geweldige hoeveelheid. Dit is so groot volume dat geen persoon kan regtig daardeur werk nie. En in Amerika sê hulle gaan elke persoon sal gemiddeld 3 keer 'n dag een of ander wet oortree. En daai mate van beheer maak dit vandag anders as wat daar in die geskiedenis was. En daarom sal 'n Christen wat nie net hom beperk tot sy klein hoekie en in sy verhouding met die Here nie, maar wat werklik wil uitleef en 'n verskil maak in sy omgewing en dat sy besigheid op 'n bepaalde manier wil inrig, want hy glo dat die Bybel daaroor iets te sê het, wat sy gemeente op 'n bepaalde manier wil inrig en op 'n bepaalde manier wil gemeente wees, gaan met die staat bots. En 'n gemeenskap wat homself op 'n bepaalde manier wil orden en beveilig, gaan vandag dikwels regulasies begin oortree. So daardie konflik is onvermydelik en ek dink die vraag is hoe en wat mag nie en wat moet. Ek wil net daai punt mooi eintlik tuisbring. So die ding van dat daar's nie 'n neutraliteit nie. So dis daai ding van it's not whether but which. As ek nou die Engelse woorde daarvoor kan gebruik, is nie so maklik in Afrikaans om dit te sê nie, maar die vraag is nie of gaan jy ergens 'n koning hê, ergens 'n owerheid hê met 'n klomp reëls nie. Die vraag is net watter een, soos oom net nou gesê het, die vraag is nie of jy 'n teokrasie gaan hê nie. Die enigste vraag is eintlik wie is die God van hierdie stelsel, wie is Theo? Dis die enigste vraag eintlik daar. So, byvoorbeeld, die sekulêre wêreld skets heeltyd die prentjie van Christene wat heeltyd beheer oor jou wil neem. Hulle wil vir jou sê wat jy moet dra, wat se klere jy moet dra. So 3 jaar gelede het ons sekulêre staat heeltyd vir mense gesê wat hulle moet dra met maskers. Dis nogal so hulle skets hier 'n prentjie van die Christene is hierdie mense wat wil hê die owerheid moet vir jou sê al die vrouens moet kappies dra. So eg puriteins. Maar ons het 'n staat gehad wat vir mense sig hele gesigte toegemaak. Hulle het meer soos moslems gelyk as enigiets anders. As hulle, die Christene is die mense wat beheer wil neem oor jou liggaam. Hulle wil nie hê jy moet 'n abortus kan pleeg nie. En goed, die staat wou beheer neem oor mense liggame en hulle sê ons gaan julle vaksineer. So as is die vraag is nie die vraag is dis nie 'n gaan dit so wees of gaan dit nie so wees nie. Die vraag is net wel wie gaan daardie soort van beheer toepas? En wat Christene eintlik wil sê is geen mens nie, net God. So wat ons eintlik hiermee sit is 'n owerheid, 'n staat het altyd die geneigtheid om die plek van God te wil inneem. Hy wil self Theo wees, die Theo van die teokrasie. Hy wil sê as geen gesag bo my nie. En vir Christene sê ons nee, daar is iemand wat daardie gesag het. Daar is iemand wat vir jou sê hoe jy moet aantrek, daar is iemand wat vir jou sê wat jy met jou liggaam moet doen. Daar is iemand wat vir jou sê wat se tyd jy moet gaan hoe jy jou tyd moet spandeer. Maar is geen mens hier op aarde nie. Dis geen blote president of minister of stelsel kan vir jou sê nie. Dis net God. En dit is hoekom ons van die begin af eintlik met 'n goddelose owerheid, met 'n tiran, is ons van die begin af op 'n verkeerde voet. Daar is verset van die begin af, soos oom baie mooi sê. So, uit die aanhaling wat ek nou voor die tyd gaan probeer uitvind het, dit word toegedig aan John Knox, maar daar's 'n moontlikheid dat hy nie oorspronklik self gesê het nie, maar daar's hierdie aanhaling wat in 'n geval toegedig word aan hom. Dit sê resistance to tyranny is obedience to God. Verset teen 'n tiran is onderdanigheid aan God. En ek wil eintlik daai vir hom gee en vra wat maak hom van 'n aanhaling soos dit. Kyk, dis heeltemal waar en ek wil weer sê dis onafwendbaar. Want wat gebeur is dit het jy nou baie duidelik gesê en ek het in die begin ook gesê elke staat het uiteindelik 'n God. Maar wanneer die regering self God word, hoe sien ons die Here? Hoe sien ons God? Hy is die een wat die toekoms bepaal, wat die uitkoms bepaal. So waar 'n Christelike regering, of jy nou 'n monarg het of 'n oligarg, 'n aristokrasie en of jy 'n demokrasie of 'n republiek het, uiteindelik sê ons
Ons is gehoorsaam aan wette wat toegepas word deur 'n siviele owerheid. Dit is wat die owerheid moet doen. Wanneer die owerheid self God word, dan wil hy die uitkoms bepaal. En ons sien dit baie duidelik op verskeie gebiede. Vat byvoorbeeld tronke. Tronke was op 'n stadium bedoel as 'n straf. Nou kry dit al hoe meer die karakter van jy moet gerehabiliteer word, nee, want die mens is nie hy is nie die oorsaak van sy oortreding nie. Dit is dinge wat op hom ingewerk het. Al wat uiteindelik moet verander is hy moet anders geskool word. Ja, en die issues. En dan noem hulle dit ook wat rehabilitasie. Jy vat eintlik 'n ou tronk toe om hom te rehabiliteer. Die vraag natuurlik of dit enige sukses het. Maar goed, hy gaan nou tronk toe om te rehabiliteer. En nou skielik is daar nie altyd eers meer 'n verband tussen die tronk en die lengte van die tronkstraf en die misdaad nie, want dit is nie 'n noodwendige straf nie. Dit is eerder wat gaan die effek wees van die tronkstraf op die persoon. Onderwys word nou gesien as wat wil ek uiteindelik hê as 'n burger in my land om die utopia of hierdie beeld wat ek van die werklikheid het as die God wat die werklikheid en die toekoms moet bepaal. Ek wil so 'n burger hê. Want hy gaan ideaal in my stelsel kan inpas. En wanneer die staat God word en die uitkoms probeer bepaal, gaan hy noodwendig met die Christen bots. Want nie net vertrou ons op die Here vir die uitkoms en luister ons wat sê sy gebooie nie. En dit verskil dikwels van die regering nie, maar dikwels is ook die uitkomste wat ons begeer anders as wat die staat voorwerk. En nie net, dis nie altyd hierdie filosofiese utopia wat mense, veral jou gewone ou, in sy kop het wanneer hy in die staat dink nie. Dis baie keer net die uitkoms in direkte probleme wat hy graag van hom al wil wegskuif na 'n God wat hierdie ding, dit moet nie so wees nie, verstaan? Hy wil nie armes hê nie, hy wil nie hê daar moet mense in die omgewing wees wat so oud is dat mense vir hulle moet sorg en hulle nie meer self kan regkom nie. So wat doen hy? Daar moet 'n God wees wat hierdie goeters kan reguleer, wat sorg dat dit nie gebeur nie. So hy gee die skuld vir die staat. Kyk wat gebeur hierso. Hier's ou mense, hier's armes, hier's mense wat nie werk het nie. Wie moet die oplossing bring? Die regering moet die oplossing bring. So dis 'n wederwysige ding. Dis nie net regerings wat hulle self sien as die wat die uitkoms bepaal nie. Dis ook die mense wat dit verwag. Ek het nou weer vandag 'n baie goeie voorbeeld daarvan gesien in Florida is ons DeSantis wat die governor is. Ja. En ek sien toe hy 'n noodtoestand verklaar want daar was groot vloede nou weer in Florida gewees en hy het 'n noodtoestand verklaar om van die probleme aan te spreek. En een van die tweets wat daar toe verskyn is, die ou is verskriklik kwaad want daar was op 'n stadium 'n begroting om hierdie verskriklike ding te bou wat vloede in die toekoms sal verhoed. En hy daarvoor nee gestem. So wat is nou sy saak dat hy nou in noodtoestand, dis sy skuld. So die regering moet selfs vloede beheer oor die weer. En kan ons dink wat is die implikasie daarvan? Elke liewe ou wat op 'n sekere veld spesialiseer. Jy's nou 'n sterrekundige, dit is jou belangstelling. En jy het hierdie asteroïde gesien wat 'n 0,0001 kans het om in 300 jaar die aarde te tref. Maar die regering is verantwoordelik om te keer dat sulke goed nie gebeur nie. Nou gaan jy in die tou staan van mense wat wetywer vir die staatsfondse en vir reserves om te verhoed dat hierdie ding gebeur. Ja. Nou word jy verantwoordelik vir die klimaat oor 100 jaar. Nou word jy verantwoordelik vir dat mense nie siek word nie. So die eerste ding wat ons moet as Christene doen, as ons wil verset teen die huidige gode, die regerings van ons tyd, is ons moet weer besef wees en beheer. Ja. En ons moenie selfs die fout maak
om van die regering goed te verwag, al is dit goeie uitkomste. Ja. Ons moet nie dink, ja, dit is goed dat vir die ou mense gesorg word. Dit is goed dat daar skole is, of dat daar plek is waar die armes kan aanklop vir kos. En dan sê ons, dit is die regering se taak. En dan begin ons wetywer vir die uitkomste met die ongelowige, wat ander uitkomste begeer, maar die beginsel is, ons het daai verantwoordelikheid as individue, en ons probeer dit afskuif, en ons probeer uitkomste bestuur, wat nie in ons hande is nie, dis in die Here se hande. As ons die fokus verander, en sê, maar wat beteken gehoorsaamheid aan die Here? Dan kom die seën van self. Ja. Want die Here sê vir ons, dis wat hy in sy woord leer, goeie oeste, vrede, nageslag, gesondheid, dis alles die produk van samelewings, wat die Here erken, aan hom die eer gee, en sy wette gehoorsaam. Ja, die Here gee daai, nie 'n staat nie, nie 'n owerheid nie. Die ironie is, die teendeel is waar. Orals waar regerings hulle beywer vir hierdie goeders om dit in plek te kry, bereik hulle die teenoorgestelde, normaalweg die teenoorgestelde. Ja. Die sosialistiese wêreld is vol van voorbeelde, nee, jy besluit, man, melk, dis 'n basiese stapelvoedsel, brood. Mense moet dit kan bekostig. Kom ons maak die prys van melk vas. Die prys van brood. Niemand kan R50 vir 'n brood betaal nie, so ons sê R15 maksimum prys van brood. Dis oral in die lande, sosialistiese lande, is dit probeer. Wat gebeur? As die prys te hoog is, dan is daar oorvloed brood. As die prys te laag is, dan is daar skaarste. En as 'n mens, dan staan mense tou, ja, die brood, jy kan die brood bekostig, maar as nie brood nie, maar as nie brood om te koop nie. En as ons tussen die twee Jode wat die twee slaghuise in die straat af het, en jy stap by die een in, en jy sê vir hom, wat kos jou rampsteak, en hy sê R150 per kilogram, sê, wat? Die ou hieronder vra R80 per kilogram, hy sê, hoe koop jy nie daar nie? Maar hy het nie. Hy sê, wel, as ek nie gehad het nie, was myne ook R80 per kilogram. So, daardie verantwoordelikheid wat die regering vir homself opeis, bewerk jy die teenoorgestelde. Ja. En die Christen se taak is, wees aan die regering, wees aan die Here se wette gehoorsaam, en leef die volle verantwoordelikheid, leef jy uit, en jy gaan in konflik kom met die regering. As jy werklik, en ek dink, wel, ons het die voorbeeld nou, wat net verby is, van COVID gehad. En Christene het deur die jare altyd gesê, maar ons moet die regering gehoorsaam wees, tot op die punt waar hy vir ons iets vra, en tot iets verplig, wat die Here verbied, of andersom, ons verbied om iets te doen, waartoe die Here ons verplig, en toe dit gebeur, toe die regering kom en sê, julle mag nie meer vergader nie, en ons glo die Bybel roep ons op om te vergader, julle mag nie sing nie, en ons glo ons moet psalms sing, toe skielik, kry ons dit geregverdig, want die regering doen dit vir ons beswil, of hy doen dit omdat die algemene gesondheid, en ons vra ons nie eers, wat is gehoorsaamheid aan die Here, en vertrou dat die uitkoms daarvan in sy hande is nie. En dan sien ons wat het uiteindelik daartoe as gevolg daarvan gebeur. Ja, so ek dink nogal regtig die prentjie van 'n draak is baie goed, dit pas baie by die so owerheid wat al die mag vir homself probeer versamel. Want juis in al die ou sprokies, 'n draak maak al die goud vir hom bymekaar, en dan is dit net syne, en hy sit en slaap heeltyd op sy goud, maar hy wil net meer en meer 'n groter en groter skat hê, en 'n draak is ook baie keer baie hoogmoedig. So as hierdie prentjie van hy sit so, in die heel ou sprokies was dit eintlik water. Die draak het oor 'n groot stuk water geheers, want water was een van die kosbaarste kommoditeite. En so dit is sy skat is hierdie water, en is eintlik daar so, juist in die voorbeeld wat ek Jesegiel 29 vers 3, is dit juist dit wat daar aangaan. God sê vir die farao, jy is soos 'n groot draak wat hier lê in hierdie water, die is in die Nylrivier, en jy sê vir jouself, ek het dit alles self gemaak. So dis hierdie prentjie van 'n hoogmoedige draak koning, wat sê, hierdie Nylrivier wat soveel voorspoed vir ons bring, al die water wat soveel rykdom en weelde vir ons gee, dis alles myne, ek is die skepper daarvan, ek is die God van dit, ek beheer dit, dis myne. En dis presies wat
ons het met ons owerheid. Ek sou sê eintlik die grootste deel van die owerhede in die wêreld vandag, nie net in Suid-Afrika nie, maar beslis ook in Suid-Afrika, is soos hierdie hoogmoedige draak wat al hierdie geld probeer versamel vir homself, al hierdie mag probeer toeëien en soos oom nou baie goed uitwys, hy probeer beheer neem oor die toekoms. Hy sê ek gaan uitkomste vir jou bepaal. En dan begin hy heeltyd goddelike eienskappe vir homself toeëien. Hy sê ek gaan werk skep. Hoe skep jy werk? God is die skepper. Hy kan iets uit niks uitroep. 'n owerheid kan nie uit niks uit werk skep nie. Hy sê ek gaan vir julle hophuise gee. Soos uit wat? Waar gaan dit vandaan kom? Jy kan nie uit niks maak nie. So dit is regtig, dis wat ons wil sê. Ons sê dit is goddelike eienskappe wat hom toegedig word. En 'n Christen se werk is om heeltyd sy vinger in afgode se oog te steek. Dit is ons roeping. Ons moet gaan en ons moet sê, hier is 'n afgod, ons gaan nie voor hom buig nie. En dit is hoekom ons wil sê, of hoekom ek sal wil sê, ons moet weerstand bied teen 'n draakagtige owerheid. Maar nou, ek wil net hê ons moet dit 'n bietjie kwalifiseer en so ek wil net verduidelik wat presies, as ons sê ons moet verset, ons moet onsself verset teen die staat. Wat presies, hoe verstaan ons die woord verset? Want ek dink nie enige van ons twee dink dat ons nou dadelik 'n R4 moet gaan gryp en iemand gaan doodskiet nie. So verduidelik my net 'n bietjie wat ons bedoel met verset. En ek dink daar het my denke redelik verander. En ek gaan sê hoekom. Aanvanklik was ek baie onder die indruk van ons moet 'n alternatiewe samelewing skep, 'n alternatiewe werklikheid skep wat die staat soort van verbygaan. So mense verset deur te bou. Want ons sien die oneffektiwiteit in ons regering. Ons sien hoe hulle sukkel om dienste te onderhou. Ons sien hoe hulle sukkel om elektrisiteit te verskaf. Ons sien hoe hulle al hierdie goeders wat regerings dink hulle moet doen, dit is nie als regeringstake nie, wat hulle dink hulle moet doen, nie reg kry nie. En daar het ons die geleentheid om 'n alternatiewe werklikheid te skep. Nou ek dink dit is steeds belangrik, maar ek dink daar's 'n baie belangriker element. En ek dink as mens nederig word en besef die werklikheid is in God se hande, dan is dit 'n baie geweldige opwindende tyd. Want is 'n tyd van al hoe groter wordende chaos, is 'n tyd waar mens kan sien hoe die Here Romeine 1 laat uitspeel dat die mens word oorgegee aan die gevolge van sy sonde. So hierdie geslagsverwarring is reeds die straf, is nie net die sonde nie, dis reeds die straf op 'n proses wat 'n hele ruk terug al begin het. En daarom dink ek is die grootste vorm van protes is om werklik weer opgewonde te raak oor die evangelie, oor die Bybel, en dit deur te leef, dit te lees, die Bybel te lees, weer te lees, boeke oor die Bybel te lees, te kyk na die geskiedenis van die kerk, te kyk na die geskiedenis van geloofshelde in die geskiedenis, en te weet, die geskiedenis is 'n tydperk van sterf, julle het al die tema ook hier bespreek, nee, van sterf en opstaan. En ou dinge het die geneigtheid, dis die patroon wat ons in die Bybel reeds sien, hoe die sonde, groot magte, sterk lande, regerings, homself vernietig. Ons het daai waarhede in Spreuke, van die put wat jy grawe, en self daarin val, van die hoogmoed wat uiteindelik tot 'n val kom. Daai voorbeelde het ons, en dit is goed wat weer en weer en weer gebeur. So wat moet die Christen nou vandag doen as die eerste vorm van verset is, word weerbaar. En die sterkste vorm van weerbaarheid is, maak erns met die Here se woord ook in jou eie lewe. Veg teen die sonde. Eerstens in jou eie lewe. En dan word jy sterker. Dan kan jy uitgaan na buite. Dan kan jy in jou gemeente die dinge begin aanspreek wat as gemeente aangespreek moet word. En as gemeentes weer begin om die Here se woord ernstig te neem en te leef vanuit die prediking, te leef vanuit dit wat hulle as Christene mekaar mee versterk en bemoedig en oor gesels en na buite toe uitleef, dan kry jy dat skielik begin besighede anders lyk. En ek sal nou kom wat ons dan doelbewus kan doen in ons stryd teen die regering, maar ek dink daai kant moet eers regkom. Ek wil net daar sê, so daar's die in Engels die butterfly effek, die skoenlapper effek, waar
Dis nou net 'n poëtiese beskrywing eintlik, maar hierdie prentjie van ergens is daar 'n skoenlapper wat sy vlerke klap en 100 km verder, 3 weke later, veroorsaak daai klap 'n tornado. Ja. Dis nou maar dis hierdie prentjie van 'n klein oorsaak en soms 'n groot gevolg hê. En ek dink dis 'n bietjie wat oom sal wil sê, wat ek ook sal wil sê, daai klein goeders wat jy doen om aanbidding van die Here, die aanbidding van die werklike God, nie die vervalste draakgod van die staat nie, maar waar ek in my persoonlike lewe gaan en ek begin die werklike God aanbid, my eie lewe aan hom onderwerp, daai het uitkringende effek, daai skoenlapper effek, baie verder as wat ek altyd besef. Ons het die gelykenis van die mosterdsaadjie, die groot boom, ek bedoel wat presies dit sê, wat jy begin met 'n mosterdsaadjie so klein, dit voel vir jou onbelangrik. Daarom sê die Here, 2 of 3 in my naam vergader, daar's ek in hulle midde. Dit kan wyd uitkring, dit kan groot effek hê, en om die waarheid te sê, dit gaan groot gevolge hê, want ons weet dit, want die Here regeer. Christus sit op die troon. Hy gee vir ons sy beloftes. Ons weet die aarde behoort aan die regverdiges uiteindelik. En daarom dink ek, die dinge wat deur die staat afgetakel word, wat maak van jou ideale burger vandag, is as jy alleen is. Sonder vreeslike besittings, jy huur die goed, jy's gelukkig, jy het dinge wat jou vermaak. Dis net jy en die draakgod. Daar's niks anders nie. Net jy en die draakgod en niks wat jou aandag van hom kan aflei nie. Dan as hulle kan jou teiken, en hulle kan jou uit die weg uitry, as hulle nie van jou hou nie, jy verdwyn, want jy is een atoom op jou eie. Maar die Christelike samelewing werk nie so nie. Dit is 'n netwerk van verbindings en eintlik van verbonde wat bestaan, wat die belangrikste is van die van man en vrou in die gesin. En daai netwerke van gesinne wat uiteindelik groter families en gemeenskappe word, het 'n krag en 'n vermoë wat baie groter is as die som totaal van die individue. Baie groter is as die staat se. En een van die redes daarvoor is, as ons kyk nou, as ons sê, man, uitkomste is in die Here se hande, wat is een van die dinge wat hy gee, is 'n nageslag, dit is 'n toekoms, nê. Dit is tog een van die groot temas deur die Bybel, hoe God deur geslagtes heen werk, hoe daar 'n toekomsverwagting is, selfs vir 'n Abraham wat nie 'n kind het nie, leef hy met hierdie geweldige verwagting, stap hy deur Kanaan, wat niks aan hom behoort nie, rig hy altare op, en 450 jaar later dan kom Joshua, en daar waar die altare staan, vind veldslaap plaas, en was dit 'n aankondiging van wat kom, 450 jaar later. En as ons net die bril opsit van Christus wat regeer, en ons sê, kom ons vat die seëninge van die Here werklik ernstig op. Ons aanvaar die nageslag wat hy vir ons gee as ouerpare met vreugde, en ons vat die verantwoordelikheid om hulle op te voed en hulle nie aan die staat oor te laat of aan ouens wat hulle van hulle produkte wil maak wat vreemd staan teenoor die skrif nie. Dan is dit 'n geweldige versetbeweging wat geen aardse mag gaan keer nie. Ja. En dis die begin. Ja. As ons dit gesê het, dan is daar natuurlik 'n klomp goeders wat vandag in ons gunst stel. En wat ons kan gebruik, ook strategies, want dit help nie net om te sê, ons is 'n gesin en 'n kerk nie. Uiteindelik, wanneer ons die prediking reg kry, wanneer die sakramente bedien moet word soos bedien moet word, wanneer ons 'n gemeenskap van heiliges is 'n gemeente is wat vir mekaar omgee en daai band na buite toe uitleef as 'n begin, dan beteken dit ons moet daar uitleef. Ons moet na buite toe gaan en die vraag is, wat doen jy nou? En ek dink een van die kernelemente is om in jou werksomgewing 'n werksomgewing te begin skep waar Christus ook koning is. Iets wat oom genoem het net nou, dat ons moet besef dat God se plan is nog steeds besig om uit te speel in hierdie wêreld. So ons kan 'n bietjie, ek wil nie sê ons moet ontspan nie, ontspan is dalk die regte woord, maar ons kan onsself berus in God se koningskap en sy soewereiniteit. Sy plan is besig om uit te speel in hierdie wêreld. En net ook in die feit dat drake en
boosheid 'n geneigtheid het om nie uit te werk nie. So drake het 'n geneigtheid dat hulle koppe vertrap word deur Jesus. Dit het gebeur en is besig om te gebeur deur die geskiedenis heen. Die oorwinning is behaal. En so die owerhede wat ons vandag sien, dis amper asof hulle vreet hulle self op. Dit is nie volhoubaar nie. Maar dit wat Christus vir ons gee is wel volhoubaar. So sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Die koninkryke van die wêreld is nie ewig nie. Ons het 'n owerheid hier in Suid-Afrika ook wat homself opvreet met die skuld wat ons sien, wat die nasionale skuld wat jaarliks meer word en inflasie wat jaarliks toeneem. Aan die een kant is dit sleg en dit is regtig sleg, maar aan die ander kant moet ons ook besef, jy weet dis wat jy kan verwag. Die boosheid werk nie. Dit werk glad nie. So ek wil eintlik die gesprek vir hom weer teruggee en vra wanneer dit nou regtig prakties word. Kom ons sê as sien nou maar 'n 25-jarige man met hierdie ongetroude man waarvan oom nou net gepraat het, wat na die gesprek sit en luister. Waar begin so iemand om op die maniere wat binne sy vermoë is, teenstand te bied teen die owerhede van die dag? Goed, ja. Kyk, oom kan skiet goed. So wat ons gesê het is dat as ons nou die kern gesondheid, nie dat ons ooit eers gaan wag tot die gesin nou volmaak is en die gemeente volmaak is en die gemeenskap volmaak is nie, maar dis waar jy begin met die werk wat dan uitkring buitentoe. En die eerste ding wat mense baie sterker maak is maats en vriende en eintlik kamerade wat dink soos jy en leef soos jy, want dit maak jou opgewonde, nê? As jy deel is van 'n groter prentjie van ander jong man, as jy nou 'n jong man is in jou vroeë 20's en hierdie lewe is voor jou en jy het 'n klomp vriende wat saam met jou opgewonde is om 'n verskil te maak in hierdie wêreld en te weet, ons is in die eerste plek soldate, hier's 'n stryd wat vir ons wag, daar's 'n draak wat oorwin moet word en dis 'n opwindende stryd want ons is aan die wenkant, al sal my sterf in die proses. Maar ons is aan die wenkant, want daar's 'n baie groter prentjie waarvoor ons veg. Dan word mense opgewonde, jy kweek jou loyaliteit, jy kweek 'n breër prentjie in mekaar se gedagtes wat jou sterker maak. En dit beteken dat hy uiteindelik in 'n omgewing gaan kom waar jy waarskynlik 'n besigheid gaan begin met hierdie selfde vriende. En waar ons nie in die eerste plek dink wat is die regulasies waaraan ons moet voldoen. Ja, ek moet soveel in die ekwiteit moet ek nou soveel van hierdie en soveel vrouens en soveel van hierdie volkere in my besigheid hê nie, maar ek begin 'n besigheid en ek stel Christene en ek stel my vriendekring en my familie aan en dit word iets wat groter is as net 'n instrument wat ek wil verkoop om maksimum wins daaruit te maak. En ek begin vra, maar hoe lyk 'n besigheid wat omgee vir sy werknemers? Hoe werk werknemers wat omgee vir dit wat hulle maak? Wie se weegskaal eerlik is, nê? Wat sy kliëntediens van so 'n aard is dat jy weet jy kan hulle vertrou. En wat se maatreëls nie dit is wat die staat in die eerste plek voorskryf nie, maar om eerlik besigheid te doen en om 'n verskil te maak en om besig te wees in omgewings waar ek 'n verskil kan maak. So nie net dat die besigheid so gestruktureer moet wees nie, maar ook waarmee is ek besig? Dink strategies, want hier is 'n interessante ding. Daar's 'n klomp goed wat aan ons kant is. Nee, daar's 'n klomp goed. Jy het dit net nou genoem hoe, en ons het baie daaroor gepraat, hoe die goddelose monsters homself opvreet, nê, uiteindelik in die proses. Hoekom? Want hy grawe sy eie gat en hy so op homself ingestel en so op die korttermyn ingestel dat die langtermynvisie eintlik dit gaan onder hom uit. En dan wat gebeur is, as ons kyk maar net vandag rondom ons, ek het al hoeveel mense mee gepraat wat van Europa of Australië of ergens terugkom na Suid-Afrika. Hoekom? Hoewel ons wetgewing en ons regering baie meer drakonies klink, is hulle baie minder effektief as die res van die wêreld. Ons het 'n de facto vryheid in ons land wat groter is as in baie ander plekke. Maar ons het ook 'n ander voordeel. En dit is dat min mense in Suid-Afrika verwag nog 'n heil van die regering. Nee, min mense dink hy gaan aftree op 65 wanneer die regering gaan vir hom sorg.
Min mense dink die nuwe gesondheidstelsel, weet, nou hoef ons nie meer oor ons gesondheid te bekommer nie, die regering gaan sorg. Terwyl die res van die wêreld is nog nie daar nie. Hulle dink nog, my aftreegeldjie is ek afhanklik van die regering. Die draak lyk nog so bietjie soos 'n engel. Dis reg, ek praat met ander wat nou weer dink dit is hemel op aarde om in Europa toe te gaan. Wat is die eerste ding wat hulle vir jou noem is, my kinders kan gratis skool toe gaan. Weet, ek hoef nie te betaal om in 'n hospitaal opgeneem word nie. Hy dink hy betaal nie. Ja. Maar die staatsinstansies, as jy gaan kyk wat dit werklik kos, is die duurste manier om vir mense te sorg. So op die ou end gaan dit in een plof en dit is die omgewings wat vroeër dit besef, die gemeenskap en die volke wat dit vroeër besef, wat sterker gaan wees 'n tydjie van nou af. So daar het ons 'n geweldige voordeel. Niemand verwag meer in Suid-Afrika dat die regering gaan sorg nie. Hoogstens hoop mense die regering skep 'n omgewing waar binne jy kan veilig wees en waar binne jy besigheid kan bedryf. So dis een groot voordeel. Maar ons het 'n ander groot voordeel en dit is tegnologie het so verander dat regerings baie moeilik die tipe mag, ons het net nou gepraat van sekere van die tegnologie gee vir hulle geweldig mag. Ja. Maar daar's ook ander tegnologie wat hulle gemag uit hulle hande uitneem. Ja. En een daarvan is die internet, want media kon vroeër beheer word in 'n baie groter mate as wat dit vandag beheer kan word. Ons sien dat die hoofstroom media nog steeds 'n sekere deentjie sing, maar dan sien ons ook dat die alternatiewe media dikwels die grootste kykerstal het, dikwels die grootste invloed het, en sien ons hoe omgewings wat jy dink, soos Amerika, ten spyte van die geweldige media-aanslag teen Trump, lyk dit asof sy steun net groei en groei en groei, as gevolg van alternatiewe media. So daai voordeel het ons. Maar ons het ook ander voordele. En dit is goed so Starlink en energie wat oor kommunikasie wat skielik ook selfs die kommunikasiemediums stelselmatig uit lande se beheer vat. Want goed, dis nou nog 'n storie, is dit wettig, is dit nie wettig? Die punt is jy kan nou al internet kry op 'n manier waar die regering geen inset het nie. Ja. En so kan jy elektrisiteit opwek sonder dat Eskom albei betrokke is. En jy toenemend sien ons hoe mense die veiligheid in hulle eie hande neem. Om die waarheid te sê, ek lees nou die dag dat daar nou 5 privaat sekuriteitsbeamptes is vir elke een polisieman wat daar met die draai van die EU 11 was. Dinge wat geweldig verander het. En dit neem nie eers in ag die gemeenskappe wat hulle self beveilig nie. Dit is net fisies mense wat betaal word om polisieeringswerk te doen. So wat dit beteken is, ons is in Suid-Afrika baie verder gevorder om 'n alternatiewe stelsel te skep wat die staat verbygaan. En ek dink daarin lê ons grootste vorm van verset. Kry jou gedagtes so dat jy binne die wet, so dink strategies en doen dinge sonder om jouself bloot te stel. Maar jy moet maksimum nie voldoen aan die wetgewing nie, sonder dat jy jouself blootstel. En daar's baie maniere om dit te doen. Ja, daai is eintlik iets wat oom nou onlangs vir my genoem het, wat nogal dit vir my 'n bietjie oopgemaak. En ek dink dit is iets wat ons regtig vir mense, veral sê maar aan die jonger kant, mense onder 30, maar ook ouer mense, hier is 'n goeie vorm van hoe jy kan dink aan strategiese verset. Want soos ek net nou gesê het, ons wil nie vir jonger mans sê, gaan koop vir jou 'n geweer en gaan skiet iemand nie. Dis nie wat ons bedoel met verset op die oomblik nie. Wat ons bedoel met verset is, staan hierdie draak te op elke manier wat jy kan, sonder dat jy jouself of jou gesin in 'n risiko plaas. So, doen die maksimum wat jy nie gaan voldoen nie, soos oom sê, wat jy nie gaan saamwerk nie, wat jy gaan weerstand bied, sonder dat jy noodwendig reg oor die lyn gaan trap en jouself nou gaan oopmaak om in die tronk te beland of iets soos dit. En ek wil hê as oom kan sien, kan hom daar op daai gedagte uitbring. En daar's baie rigtings waarna ou kan begin dink as jy oor hierdie tipe goeders begin dink. Die eerste is natuurlik, probeer soveel as moontlik van jou belastinggeld uit die staat se hande hou. En die manier waarop jy dit doen is in die eerste plek
een van die beste maniere is om jou eie besigheid te hê. So baie van die kostes wat jy andersins met nabelaste geld sou doen, kan jy nou met voorbelaste geld doen. Ja. Maar as jy byvoorbeeld, ek weet in Amerika is daar 'n sterk beweging en ek dink Suid-Afrika ook, waar mense in klein gemeenskappe al hoe meer selfvoorsienend raak. Wat beteken daar's melk, daar's vleis, skape wat daar loop, daar's beeste wat daar loop, daar's 'n hidroponiese omgewing waar jy vrugte en liewer groente van maak en dan kan jy mekaar betaal op maniere wat nie deur die boeke gaan nie, 'n tipe van 'n ruilhandel. Ja. Wat baie meer belastingvriendelik is. Ek gee vir jou vleis, jy gee vir my melk en korrek. Ja. En dat jy probeer om nie aan stelsels deur die gewone kanale te gaan wat duur gemaak word deur regulering nie. Ja. Die mediese wêreld is 'n baie goeie voorbeeld, nê. Ja. Kry vir jou 'n dokter wat nie so gebind voel deur al hierdie risiko's wat hy loop om vervolg te word nie, wat werklik vir jou sy eerlike opinie sal gee as jy siek is. En nie vir jou al die toetse moontlik sal doen omdat hy nie gedagvaar wil word nie, maar net goed, man, almal het griep in die omgewing, jy het waarskynlik ook griep. Vat hierdie medikasie waar jy net gesonde verstand kan gebruik in die en dan is daar goeder soos as jy dan versekering wil hê op jou besittings of medies of wat ook al, pool saam 'n klompie mense sodat dat jy nie ook uitgelewer word aan 'n stelsel waar baie van die regulering hierdie goeder duur maak en waar jy jou geld pool met die ongelowige nie. Sodat jy daai meganisme skep en dit word al hoe makliker waar jy geld uit die groot regeringshande hou, want dis 'n belangrike faset daarvan. Ja. En ek dink dis 'n effektiewe manier van verset en dan dink ek soek geleenthede waar tegnologie dit vir ons moontlik maak om 'n tipe van 'n alternatiewe werklikheid 'n parallelle werklikheid is eintlik die regte woord, 'n parallelle werklikheid wat die regering eintlik verbygaan en waar jy later so sterk word dat optrede onmoontlik is teen jou. En want 'n mens moet besef, verset is nie 'n individuele ding nie. Nee, so ons het net nou gesê die regering se groot taak is om jou as 'n atoom te sien wat deel is van 'n groter engine of 'n groter radwerk. Ons is deel van gemeenskappe en dit maak ons sterk. Ja. En ons moet nie toelaat dat ons geïsoleer word nie, maar ons moet ook nie dink ons moet verset in ons eie hande neem en individueel dinge gaan doen wat dwaas is en jou net in die tronk laat gaan beland nie. Verset is 'n gemeenskapsding. Die hervormers het gepraat van die laer magistrate. Dit is leiers wat na vore kom, dis 'n gemeenskap wat in amper passiewe protes in die begin, later aktiewe protes eintlik 'n werklikheid skep wat die goddelose werklikheid teengaan. En as daar dan konflik kom, staan jy baie sterker en dan kan baie mense ook sien, maar dit is 'n geregverdige saak. Dit is nie sommer net my eie rebelse aard nie. Ja, ek wil eintlik dan nou die gesprek afrond met hierdie gedagte. En hom kan jy sou oor sê, as ons daar stop, maar dis amper asof jy het twee kante wat jy van 'n afgrond kan afval wanneer dit kom by verset. So die een kant is anargie, wat sê hoor hierso, wat letterlik sê hoor hierso, gaan kry vir jou C4 of gaan kry vir jou 'n bom of gaan kry vir jou 'n R4 geweer en gaan skiet die witwaks uit almal anders uit. Gaan doen wat jy wil, wetteloosheid. En jy moet net ons soek heeltemal chaos. Aan die ander kant het jy die Christelike weergawe wat oom net nou pietisme genoem het, wat sê geen verset. Ons is passiviste. Ons gaan hierdie owerheid nie teenstaan nie. Ons gaan onsself net heeltemal aan hom onderwerp. Behalwe dalk ver in die toekoms is daar hierdie klein waarskynlikheid dat hy vir my gaan vra om iets te doen wat teen die woord van die Here ingaan en dan sal ek op die brandstapel gaan staan en ons het nou gesien 3 jaar terug dit was toe ook nie waar nie. Toe die rubber die teer getref het en die regering vir ons sê julle mag nie meer kerk wees nie, julle mag nie meer by mekaar kom om die Here te aanbid nie. Toe sonder dat jy o of a hoor van meeste plekke gaan almal net sê, o ja baas, ja ons luister. So, met die twee kante, die een kant wat sê net totale chaos, en die ander kant wat sê totale onderdanigheid.
En ek wil sê ons staan 'n bietjie sterker in die middel waar ons wil sê dit is nie net soos die pietiste sê nie. Dit is nie net dat ons gaan weerstand bied wanneer ons uiteindelik op 'n punt kom waar die regering sê hierso moet jy iets doen wat duidelik in stryd is teen die woord van die Here. Dan is al te ver. Ons sal voor dit alreeds begin verset. Ons is ook nie daar by die wetteloosheid kant, by die anargie waar ons net sê totale verset nie. Ons is meer in die middel waar ons sê staan die regering teë, maar moet nou nog nie hierso heeltemal gaan vir chaos nie. Daarom doen dit in groepe. Kyk hoe ver jy kan gaan sonder om oor die lyn te trap, sonder om nou noodwendig 'n wet te gaan oortree, maar kyk hoe jy die agenda wat die regering dryf kan teestaan. Kyk hoe jy hierdie moontlik op wettige maniere die draak kan beveg. En dan soos hierdie ding vorder en soos die draak meer en meer draakagtig begin lyk, soos hy meer en meer optree soos 'n tiran, dan begin mens later kyk na in 'n groep onder laer magistraat gewapende verset. Maar dis nog nie waar ons nou is nie. Verstaan ek, is oom op dieselfde bladsy met dit? Dis verseker so. En ek dink dan is dit uiteindelik nie eers noodwendig verset nie, dis amper verdediging. Ja. Dis amper verdediging. As jy 'n werklike gemeenskap skep waar jy veilig is, jy selfonderhoudend, jy begin jou eie infrastruktuur skep, gaan jy teenkante van buite kry. En dan is dit 'n vorm van verdediging. En dit 'n mens sal eintlik kan sien as daardie situasie kom, maar dis nog lank van nou af. Van nou af dink ek moet ons fokus om in die eerste plek nie 'n anti-regering te wees nie, want dan bepaal hulle nog steeds jou agenda. Ja. Hulle sê hier is die agenda en ek is teen al hierdie goed wat die regering sê hy voor is. Dis nie ons taak nie. Ons moet ons agenda bepaal. Ons moet sê, maar wat is die opdrag? Hoe leef 'n gemeenskap? Hoe leef Christene wat die woord van die Here ken en wat dit wil uitleef? En dit sal ons in botsing bring met die ander agenda. Maar minstens neem ons dan die inisiatief